Weet jy, as ons so weer begin met 'n nuwe week, veral 'n maandagoggend, dan smaak dit weer 'n mens is terug na die realiteit toe. Dit smaak vir jou, dis dit eers wat jou probleme vir jou begin tref. Weet jy sit en dan wonder jy van hierdie skulde wat jou wag, hoe gaan jy dit betaal? Jy dink aan hierdie phone calls, hoe gaan jy dit antwoord? Wat sê jy vir die mense? Jy dink aan wat gaan jou kinders eet? Dalk gaan jy deur emosionele probleme, jy het iemand verloor in die naweek aan die dood. Jy het gesit met selfmoordgedagtes. Jy sit met hy emosionele gevoel van ek is werkloos, ek beteken niks nie. Die week het alweer begin wat ek by die huis moet lê. Maar kom ek laat verstaan jou vanoggend weer dat God se genade groot is teenoor almal. God se genade is niets elke môre, dis hoekom hulle sê joy comes in the morning. Ons dien 'n regverdige God. Ons dien 'n God wat groter as alles is en daai is ons probleme ingesluit. Ek wil jou net weer vanoggend laat verstaan dat God 'n regverdige God is en hy is regverdig teenoor ons almal. Die Bybel sê, lean not on your own understanding. Dit sê vir ons, moenie altyd jou eie besluite maak, moenie altyd jou eie keuses maak, moenie laat jou eie gedagtes weghardloop met jou nie. Maak die Here deel van elke besluite, elke gedagte, en jy gaan sien wat die Here het vir jou. Jy loop so met soveel krag in jou wat jy nie bewus is van, die krag wat al jou probleme kan oorwin, en daai is die soorte krag wat die duiwel wil hê jy moet van weet nie. Hierdie probleme waaroor ons so klaar, hy is klein probleme. Hou op stres en kla oor dinge wat jy nie beheer oor het nie. Hoekom gaan jy bang wees vir die volgende mens? Maar dan is ons nie bang vir die Here met die sondes waarin ons lewe in hierdie wêreld nie. Jy is bang oor hierdie mense wat jy so skuld gaan, jy is bang vir hy tronk, jy is bang vir die polisie, jy is bang vir, weet jy is bang. Hoekom gaan jy nie op jou knieë en gaan vertel en praat met die Here saam nie? Daai selfde mense waarvoor jy bang is, hulle self is mense wat op hulle se knieë gaan en ook teenoor die Here huil. As jy nie het nie, dan het jy nie. As jy nie beheer het oor die ding nie, dan het jy nie beheer oor dit nie. Los dit vir die Here, van die Here weet hoe hy dit gaan hanteer. Ons is te geneig om dinge in ons eie hande te wil vat. En as dinge raak, dan wil ons huil en dan wil ons die Here blameer. Kan ons 'n bietjie in hierdie week gaan en net dankbaar wees vir die Here vir alles wat hy vir ons doen. Dit maak nie saak of dit klein of groot is nie. Kan ons net 'n bietjie ophou kla? Kan ons net 'n bietjie ophou kla? Die feit dat jy asemhaal is klaar 'n groot blessing in jou lewe in. Die feit dat jy 'n warm kombers het, die feit dat jy vanoggend iets geëet het, is 'n groot blessing. Hou net op kla, hou net op kla. Weet jy, kla laat lyk asof jy die Here dom sien. En dis wat hy nie van nou nie.